Goeiedag, weer lekker om saam met jou te kuier oor ons soek nie die lewende by die dooies nie. Dalk is daar nie 'n misverstand, jy moet net dieper kyk, het ons mos nou gister gesê oor misverstande. Lukas begin die Handelinge boek so, hy sê die eerste berig, die hooflees het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy na sy lyding deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor die tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Nou ons het gesê gister, misverstand om die lewende by die dooies te soek. By die opstanding van Jesus het die Here van die kerk, wat die Here van ons lewe is, hierdie woorde gesê, hoekom soek julle die lewende by die dooies? Dit was die vraag wat die engele gestel het aan die vrouens wat naby aan Jesus geleef het, toe hulle by die graf opgedaag het om sy liggaam te salf met geurende speserye. Dan moet ons darm die woorde insluit. Hy is nie hier nie, hy is opgewek. In dieselfde asem herinner hulle die dierbare susters van die feit dat hy wel vooraf hierdie inligting aan hulle gegee het. Hoekom het hulle dit gemis? Ek is seker jy kan aan 'n hele paar redes dink, maar ek wil ook graag saam met jou oor hierdie vraagstuk gedagtes wissel. Kom ons deel eers 'n verhaal. Die verhaal gaan oor iemand wat in 'n pastorie groot geword het, so 'n bietjie uitgerafel het as jong man, soos pastoriekinders maar geneig is om te doen. Tog verloop sy lewe maar stormagtig. Sy ouers skei toe hy 14 jaar oud is. Sy keuses vir 'n toekoms lyk baie beperk. Hy skryf in vir 'n BA-graad in drama en journalistiek en kry 'n deeltydse betrekking as direkteur van kreatiewe aksie tydens 'n somerkamp vir jeug. Hier skitter sy optrede so treffend dat hy aangemoedig word om akteur te word. Hy wysig koers in studies en beland in New York en van hier begin Denzel Washington se roete na buitengewone sukses as akteur. As jy sy loopbaan navors op die web, is dit onmoontlik om al die prestasies waarvoor hy beloon is te volg. Dis net te veel. Lyk ook asof hy 'n breë veelsidigheid gehad het wat hom in staat gestel het om in amper enige rol te pas. Een insident in sy lewe bly sy hele lewe lank by hom spook. Hy onthou dit as iets wat gebeur het toe hy in sy 20's was. 'n Vrou met die naam Ruth Green besoek sy ma se skoonheidssalon op dieselfde tyd wat hy gou daar gaan indoer het. Sy het hom stip aangekyk en gesê, "Jongman, jy gaan nog die wêreld invaar en die evangelie aan miljoene verkondig." Hier was rede om dieper te soek. Hy vertel verder hoe hy in die 80er jare 'n kerk in Los Angeles besoek het. Hier het hy 'n besondere ontmoeting met God gehad wat sy lewenskoers verander het. Hy aanvaar Jesus Christus as sy verlosser. Sy geloof het deurgangs bly groei, maar het hom ook voor uitdagings gestel. Hollywood is nie 'n plek waar geloof maklik bespreek word nie. Jou lewe is hier onder die vergrootglas en enige skeeftrap gaan beslis die nuus haal en jou loopbaan beïnvloed. Tog vertel Denzel Washington dat jy nie daarvan moet aflei dat geloof afwesig is nie, maar jy wonder nou wat hierdie lang storie te maak het met ons tema. Ek het genoem dat een van die redes waarom mense in misverstande verstrengel raak en dis diep delf tussen die dooies op soek na die lewende, is omdat hulle nie genoeg diep gedelf het nie. Die vroue wat Jesus se liggaam wou versorg was eerlik en toegewyd aan hom. Tog het hulle nie sy woorde onthou nie. Hy het vir hulle al in Galilea daarop gewys dat sondige mense hom gaan kruisig, maar dat hy beslis weer gaan opstaan. Net 'n entjie verderop, Denzel Washington se pad in Desember verlede jaar, 2024, net voor sy 70ste verjaarsdag, het hy hom laat doop. Tydens die geleentheid is hy ook deur die gemeente gelegitimeer as leraar. Maar daar is nog 'n paar hekkies wat hy moet oor, waaroor hy baie opgewonde is. Sy woorde aan hulle was, "It took a while, but I'm here." Hierdie befaamde akteur moes ook dieper delf om God se roeping op sy lewe te verstaan. Waarlangs het jou pad gekronkel? Hoor jy die stem van Jesus wat met die lewendes kommunikeer en hulle roep tot sy diens? Kort na Denzel sy nuwe roeping so duidelik formuleer het, spreek hy 'n sokkerliga toe. Sy boodskap aan al die sokkerspelers was, jy is nie hier om sokker te speel nie, jy is hier om God te verteenwoordig, dis jou hele roeping. Hy het vir hulle gewys dat 'n besering kan maklik 'n einde maak aan hulle loopbaan.
Daarom moet hulle op God fokus. Nou kom ons nader. Om te verhoed dat ons roeping stomp word omdat ons tussen die dooies rondkrap, is 'n verstelling in fokus op ons roeping nodig. As daar roeping is vir sokkerspelers om God en sy koninkryk te verteenwoordig, kan jy glo dat dit ook vir jou waar is. God het jou nodig. Want op elke mens se lewe is daar 'n roeping. Miskien nie preekstoel langs nie, dalk deur een of ander handelaarskap wat goedere verkoop, dalk ernstiger waar jy as vakman jou talente moet gebruik. God kan alles gebruik, ook vir jou. Gaan op jou knieë, word net stil voor hom, vra hom, Here, hoe lyk my pad? Miskien nie dadelike antwoord nie, maar soos wat jou lewe gaan, sal jy meer en meer hierdie roeping ontdek. Kom ons dank hom daarvoor. Here Jesus Christus, ons aanbid U as die Here wat mense roep om in die koninkryk te getuig. Hulle getuienis is die weg waarlangs U Heilige Gees mense bereik en hulle ook intrek in die koninkryk van God. Ons het dit nodig in ons land, Here, bitterlik nodig. Vra dit in die naam van Jesus. Amen.